susters. Welkom by ons kinderdiens vanoggend. Ek kyk nou so, ek sien nie al die kinders raak nie. Ek wou nou gehad het almal moet voorkom sit, maar dit lyk my daar's nie so baie van julle nie, so julle kan maar sit waar julle is, maar soos ek die vraag vra, moet julle die hande opsteek en antwoord as julle die antwoord het. So baie welkom by ons kinderdiens, nie net ons kinders nie, ons volwassenes ook. So baie welkom. Broers en susters, ons gaan vanoggend se erediens begin. Voor ons die erediens begin, gaan ons na 'n musiekvideo kyk, omdat vanoggend se erediens dan ook die skriflesing vir die erediens Psalm 91 is, gaan oor ons vrese. En dan jou niemand het dan ook die liedjie gemaak wat die woorde van Psalm 91 bevat. En die liedjie se naam is Ek sal nie bang wees nie. So ons gaan voordat ons amptelik met die erediens begin, gaan ons die musiekvideo kyk en daarna sal ons dan voortgaan met die kinderdiens. Te wees en om vir mense te praat. Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek en my boeties alleen is. Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal, de donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vure is my skild, my bevryding. Ek sal nie by die hoogste, alles veilig in die hand, buite die bereik van die vyand en sy magte, omring die engele aan elke kant, want U laat my veilig oor alles wat verskeer, vergiftig, begrys elke aanval wat op my gerig gesien. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal of 10.000 hier langs my, ek sal sal U my veilig
verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, of alle 1000 aan my sy, of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Ek is Broers en susters, ons lied van toetrede tot die erediens, gesang 519, ons sing al 4 die verse, gesang 519, verse 1 tot 4 is ons lied van toetrede. In die woord van die Here staan daar, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lofsang vanoggend kom met gesang 543, ons sing daarvan die tweede en die derde verse, gesang 543, verse 2 en 3, as ons lofsang.
As ons aan die wet van die Here dink en op ander Sondae lees die ouderling die wet, die 10 gebooie voor, dan hoor ons die wet en soos ons met die vorige kinderdiens ook gesê het, gaan dit oor liefde. Die wet van God word saamgevat in liefde wanneer Jesus sê, die wet van God is saamgevat in liefde vir God en liefde vir ons naaste. En daarom gaan ons dan ook, omdat ons in die wet gehoorsaam is, dan ook sing van hierdie liefde in Gesang 3:4 vers 1 tot 3. Maar voordat ons dit saam sing, moet ons ook oplet daarna wanneer ons sing. In vers 3 staan daar, liefde dryf die vrees en selfsug uit. Ons lees dit in Romeine. Wanneer Paulus vir die Romeine skryf, dan sê hy liefde, die feit dat God ons liefhet en ons God en mekaar kan lief hê, dryf die vrees, wat ons vanoggend ook oorhandel, en die selfsug uit. So kom ons dink daaraan as ons dan sing van die wet en van die liefde van God, dat die volmaakte liefde, God se liefde vir ons, dryf alle vrees en selfsug uit ons lewens uit. Kom ons sing van die wet van die Here uit Gesang 3:4 verse 1 tot 3. Liefde juig ons harte, liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wonder Ons bely ook ons geloof wanneer ons in die erediens saam is om te sê dat dit wat ons sê en dit wat ons doen, hoor mense en sien mense dat ons in God glo. So ons gaan nou Gesang 501 sing as ons geloofsbelijdenis en dan sing ons, as ons die gesang begin sing, dan sê ons ek glo en dan beteken dit, of dan bely ons daarna waarin ons glo. Bely om te beteken om te sê, met die mond bely, en om te glo, met die hart te glo, soos Romeine 10 vers 9 en 10 sê. So kom ons bely ons geloof en kom ons sing saam Gesang 501 daarvan vers 1 en vers 2.
Broers en susters, kinders, ons skriflesing vanoggend, gedeelte uit die Bybel uit op Psalm 91, soos ek vroeër gesê het, die lied wat ons van jou niemand geluister het, het baie van die woorde van Psalm 91 in, en ons gaan op Psalm 91 lees oor dit waarvoor ons bang is, ons vrese. Maar wat ek nou wil hê, die kinders moet doen vanoggend terwyl ons lees, en toe ek 'n kind was, het my pa dit altyd gedoen, as ons van die kerk af ry of by die huis kom, en vra hulle, waar het die dominee gelees? Of wat het die dominee gesê? Want jy moet mooi luister. So luister mooi wat ons lees, uit Psalm 91 uit, en dan gaan ek vir julle na die tyd vra daaroor, nie oor wat daar oor die gedeelte nie, maar die goed wat julle moes hoor in die gedeelte. Goed, so kom ons begin by Psalm 91 se eerste vers. Almal daar, ek glo almal sal kan lees. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Ons lees net tot sover. Ons het nou die woord van die Here gelees, maar voordat ons verder daaroor handel, kom ons sit net so en dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag in 'n kinderdiens alle eer aan U kan bring, dat ons onsself kinders van U kan noem. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk, hoe groot of hoe klein ons is nie. Ons weet, Here, ons behoort aan U. U is ons Vader en ons is U kinders. Dankie, Here, dat ons dan ook so vandag, waar ons uit U woord lees, verseker kan word dat U ons beskerm van alle kante. Dat U ons versorg elke dag soos wat 'n Vader doen en nog meer, omdat U die almagtige en alomteenwoordige God is, wat oral en altyd is, om ons te versorg en ons te beskerm. Dankie, Here, dat ons weet dat ons nie hoef te vrees nie, dat ons nie hoef bang te wees nie, dat ons weet dat U elke tree van ons pad by ons is, dat U oral waar ons gaan, saam met ons gaan, dat ons nooit alleen is. Daarom bid ons, Here, wees met ons waar ons dan nou vandag hier saam gelees het uit U woord, daar waar ons nou ook daaroor gaan dink, dat ons sal weet en sal leer en besef, dat ons nooit hoef te vrees nie, omdat U altyd naby is, omdat U ons beskerm, omdat U altyd oral saam met ons is. Wees dan, Here, dat ons met ons, dat ons U woord sal hoor, dat ons daarna sal luister, maar dat ons ook elke dag dit sal gaan lewe. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sing weer met mekaar saam, voordat ons met die prediking begin, gesang 293. Ons sing die eerste tot die derde vers, vers 1, 2 en 3, vers 293, voor die prediking.
Ons het nou vanoggend 'n gedeelte gelees wat iemand geskryf het, 'n psalmdigter. Soos wat ons gedigte, gewone digte in Afrikaans het en julle op skool ook doen. 'n Gedig word deur 'n digter geskryf en hierdie is 'n psalm, dis ook 'n gedig. Die psalmdigter, die ou wat hierdie psalm geskryf het, noem 'n paar goed in sy psalm, in sy gedig waarvoor hy bang is. En dis wat ek wil hê, julle moet vir my sê, nadat julle nou geluister het wat Psalm 91 sê, wat het julle gehoor? Sê vir ons, enige iets wat jy gehoor het, waarvoor hierdie man bang was? Enige iets. Waarvoor hy bang? Roika? Goed. Leeu's, slange en adders. Slange en adders is wisselterme vir mekaar. Dit is dieselfde ding, dis leeu's en slange waarvoor hy bang was. Bang vir? Moord. Mense wat hom kan doodmaak. Goed. Waarvoor was hy nog bang? Daar word 'n klomp goeters genoem. Pes wat in die donker toeslaan. Aanvalle oordag, vir oorlog. Goed, so daar's 'n klomp goed waarvoor hierdie man bang was. So kom ons gaan kyk, ek het nou so 'n paar van ons op die skyfies gesit. Die eerste is, en dis dalk hoekom ons nie dit hoor nie, want dis iets waarvoor ons nie bang is nie. Die heel eerste ding wat die psalmdigter noem is, hy sê, dis hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou. Voëlvanger se wip, dis hoe dit lyk. Om voëls te vang. As daai voël daar ingegaan het om daai saad daar binne te vreet, kan hy nie weer uitkom nie, so hy word gevang. Hy is gevange. En nou gebruik hy sê die voëlvanger se wip, en soos dit in enige gedig is dit beeldspraak, wat hy sê, 'n metafoor wat hy gebruik, om te sê, iemand kan vir jou 'n stryk stel. Iemand kan jou iewers inlok waar jy nie weer kan uitkom nie. En dit het baie gebeur. Mense het vir mekaar strikke gestel. Mense het vir mekaar gelok na iets toe en op 'n einde van die dag is jy so vas dat jy nie daar kan uitkom nie. En vandag gebeur dit nog steeds. Iets lyk vir ons so aanloklik, iets lyk vir ons so goed en op die einde van die dag doen ons dit en dan kan ons nie weer daarvan af loskom nie. En dan sê die psalmdigter, dan sê hy, die voëlvanger se wip, daai mense wat my kan vang, daai mense wat my onder valse voorwendsels kan naderhark, die Here beskerm my teen hulle. Dis die een ding waarvoor hulle kon bang wees. Mense wat hulle kon mislei en hulle kon gevange neem. Dan praat hy van dodelike siekte. Hy sê dodelike siekte, en as ons nou kyk na daardie hande daar, dis min of meer, dit bietjie erger as dit wat hoe melaatsheid gelyk het. Nou melaatsheid was op daardie stadium die dodelikste siekte. As jy melaats was, het jy geweet jy gaan sterf, niemand kon dit genees nie. Maar behalwe dat jy geweet het jy gaan doodgaan, het jy ook geweet dat jy met niemand meer in aanraking mag kom nie. Jy mag nie eens met jou familie praat nie. Jy mag nie met die mense, jy word uitgeskuif, jy daar op 'n ashoop buite die stadspoorte gaan sit, want jy is onrein. Met ander woorde, dit was 'n vrees wat by daai man geleef het. Dodelike siekte, dis iets wat hom bang gemaak het, want wat gebeur as hy ook melaats word? As hy ook siek word en nie genees kan word nie? Wat gebeur dan? Dan sê hy, maar die Here beskerm jou teen dodelike siekte. Dan praat hy van aanvalle oordag, ons het dit vroeër gehoor, ook aanvalle oordag. Presies soos wat dit in die prentjie daar lyk. Enige iemand kon ter enige tyd die volk aangeval het. En soos wat dit daar lyk, kon hulle net opmarseer het en hulle begin aanval het, en dan sê hy, vir aanvalle oordag, want dis 'n vrees wat by daai mense geleef het. Hulle was bang vir oorlog, want dit het gereeld gebeur dat hulle mekaar oorlog gemaak het, want hulle het mekaar se grond gesoek. Hulle het die grondgebied gesoek. Hulle sou opdaag met spiese en pyle en boë en strydwaans en hulle sou oorlog maak, en dan sê hy, ek sal nie bang wees vir hierdie aanvalle wat kan kom nie, want ek weet, die Here sal my beskerm daarin. Die pes wat ons gehoor het, die pes wat in die donker toeslaan, een van die plaag, en hy praat op 'n stadium van die plaag, wat naby jou woonplek kan kom. As ons gaan terugdink aan die geskiedenis, daar waar Israel uit Egipte uit bevry word, wanneer die farao, die leier van Egipte, nie die volk wil laat gaan nie, dan sê die Here nou maar goed, dan tref ek jou met 10 plaag, na mekaar, en een van daardie plaag, was pes onder die vee. Dis 'n siekte onder die diere wat nie genees kan word nie. Met ander woorde, 'n siekte wat die boere, die mense wat vir 'n lewe met diere geboer het, al die diere gaan dood. Want die pes, 'n ongeneeslike siekte tref hulle en hulle gaan dood. Die pes onder die vee.
Hy sê, hy sal nie bang wees daarvoor nie, want dit is soos 'n plaag, wat God kan stuur. Hy sê, maar hy sal nie bang wees nie, want die Here beskerm hom. Dan kom ons by die leeu's en die adders waarvan ons gepraat het. Adders, 'n adder is 'n slang. Leeu's en die adders, dan sê hy, oor leeu's en adders sal jy loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Met ander woorde, kom ons gaan dink 'n bietjie daaroor. 'n Leeu, tot vandag toe nog. As ek 'n leeu in die bos kry, weet ek gaan dit nie oorleef. As ek 'n slang nie sien en hy pik my, kan hy my doodmaak. Dis iets wat vir daai man ook bang gemaak het en soveel meer, want ons sien dit nie meer vandag dat die wilde diere tussen ons rondloop nie en slange is in die dorp maar eintlik baie skaars. Maar vir daardie mense was dit 'n werklikheid elke dag. Enige plek waar hy gekom het, kon 'n gevaarlike dier hom aanval, 'n roofdier, of daar kon 'n slang wees wat hom kon pik. Dis iets wat elke dag saam met hom geleef het. Hy was bang as hy in die veld gaan loop dat dit kan gebeur. Dis die dinge wat hierdie man bang gemaak het. As hy praat van duisende en 10.000 wat rondom jou val, verwys dit na die oorlog. Dis die dinge wat hom bang gemaak het. Dis die goed wat hierdie man, hoeveel 1000 jaar terug, laat vrees het. Maar dan lees ons in al daai vrese wat hy daar neerskryf. Dan sê hy, maar dis 'n werklikheid, dis die goed wat rondom ons en met ons kan gebeur. Maar selfs al kan dit gebeur, sal ek nie bang wees nie. En wat hy daardeur probeer sê is, dit gaan nog altyd daar wees. Leeu's en adders en oorlog en al hierdie dinge, die siektes gaan nie net verdwyn nie. Dis nog steeds daar. Maar as dit met my gebeur, hoef ek nie bang te wees nie, want die Here sal my beskerm. Wanneer ek deur hierdie vrees, dit wat ek vrees moet gaan, wanneer hierdie goed my tref, weet ek die Here sal my daardeur dra. En nou as ons dink aan wat vir hierdie man bang gemaak het, is dit nie meer goed wat ons bang maak nie. Ons ken nie meer 'n voëlvanger se wip nie. Ons sit nie elke dag in afwagting van wanneer 'n vreemde volk ons gaan aanval in oorlog nie. Ons dink nie meer aan dodelike siektes nie, want die meeste siektes kan deesdae genees word. Ons dink nie meer aan peste onder die vee nie, want ons het jare laas daarvan gehoor en ons boer nie met vee, almal boer nie met vee nie. So dis dinge wat nie vir ons almal bang maak en vrese inhou nie. Maar dit was wat hierdie man bang gemaak het. En nou wil ek hê ons moet vir so 'n paar sekondes net 'n bietjie gaan dink. Wat is dit wat jou bang maak? Hierdie man het nou 'n klomp goed op papier neergeskryf van wat hom bang maak. Maar wat maak ons bang? Of daar's ander goed wat ons bang maak. Kom ons gaan dink vir 'n paar sekondes net terwyl ons stil raak. Wat is dit waarvoor ek op hierdie stadium bang is? Watter vrese is daar in my lewe? Kom ons dink so 'n bietjie daaroor. Goed, nou dat ons daaroor gedink het en ons hoef nie te sê wat dit is waarvoor ons bang is nie. Maar kom ons gaan dink aan dit wat ons nou gedink het wat ons bang maak in vergelyking met dit wat die man in die psalmdigter die psalm bang gemaak het. Dis dalk verskillende goed, dis dalk wêrelde van mekaar verskil. Maar wat ons moet oplet en wat ons moet weet is, net soos wat hierdie vrese, dit wat die man bang gemaak het vir hom 'n werklikheid was, is dit waaraan ons almal nou gedink het, ons werklikheid. Dis die vrese wat ons nou het. Dis wat ons nou bang maak. En dan het ons vroeër in die musiekvideo gesien, die mense sê voor die tyd wat hulle bang maak, en dan is daar 'n ry mense wat stap, wat hulle vrese op papier neerskryf, en dan gooi hulle dit in die vuur. Dis nie te sê, daai vrees gaan verdwyn nie. Dit gaan nie ewe skielik wegraak nie, dit gaan nog steeds daar wees. Die dinge waarvoor ons bang is, gaan altyd daar wees, maar die feit dat ek weet dat God my beskerm, dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons daardie wete dat ons nie bang hoef te wees nie. Want wat se gevare daar buite ook al is, weet ons God sal ons daarteen beskerm. Dit bly daar, dit bly 'n werklikheid. Dit is nog altyd daar, dit gaan nie verdwyn nie, maar God sal ons daarteen beskerm. En dan wil ek hê ons moet nou 'n videoetjie gaan kyk. Daai video daar is gaan hy speel, Hendrik. Dis in die sneeu waar 'n arend haar kleintjies beskerm. As ons nou so kyk, sal ons sien wat gebeur.
Dis nie baie lank nie, kom ons kyk wat gebeur in die sneeustorm. Dis 'n arend wat haar kuikens beskerm in 'n sneeustorm. Sy sit buite, al die sneeu val op haar, die volgende oggend staan sy op en haar kuikens is veilig en beskerm onder haar. En dis wat ons in die Psalm lees. Onder God se vleuels, sy vlerke is ons veilig. Soos wat daardie arend haar kinders daar beskerm teen die ergste storm denkbaar, so beskerm God ons teen al hierdie vrese wat ons het. Dit gaan ons nog steeds bang maak. Dit gaan nog steeds daar wees. Dit gaan nie net verdwyn nie. Maar wat ons verseker weet is, ons hoef dit nie alleen in die gesig te staar nie. Ons hoef nie alleen ons vrese te oorkom nie, want God is daar om ons te beskerm, en dis waarvan ons seker was. Maar goed, terwyl ons nou dan daar dink, ons ken nou hierdie man se vrese, en ons ken nou ons vrese. Maar ons is nou in die lydenstyd, waar ons weer die lyding van Jesus Christus herdenk, die lyding wat hy deurgegaan het voordat hy gekruisig is. Kom ons hoor 'n bietjie, wat dink julle, waarvoor was Jesus alles bang? As ons die hele Nuwe Testament lees en wat Jesus gedoen het, waarvoor was Jesus bang geweest? Kom ons dink 'n bietjie, van sy geboorte af tot hy gekruisig is, waarvoor was hy alles bang? Mary? Goed, om van God verlate te wees, dis wat hy in die kruis sê, een van die kruiswoorde, my God, waarom het U my verlaat? Dit was een van die vrese wat Jesus gehad het, dat God hom sou verlaat. Hy was bang, hy het geweet hy gaan doodgemaak word. Hy het geweet, hy dra sy kruis teen Golgotha op, hy gaan aan hierdie kruis hang, hy gaan sterf, hy het dit geweet. Hoe bang moet dit mens nie maak om te weet, jy is op pad na jou dood toe nie. En so kan ons gaan kyk, die lydenstyd wat ons herdenk, Jesus het lyding beleef. Ja, daardie laaste paar dae, daardie laaste paar weke, ons het vanoggend is dit Palm Sondag met Jesus se intog in Jerusalem net voor hy gekruisig is. Dis die, noem dit my hoogtepunt van sy lyding. Dis waar alles bymekaar gekom het, is daar waar hy gekruisig is en gesterf het en van God verlate gevoel het. Maar selfs voor dit was daar dinge wat hom bang gemaak het, want ja, Jesus is God, hy is die seun van God en hy is God self, maar hy is ook as mens gebore, so hy het alles beleef wat ons as mense beleef. Al ons emosies, al ons gevoelens het hy beleef, fisies en emosioneel wat mense beleef het, hy beleef. Oral waar hy gekom het en verkondig het, die mense hom probeer verkeerd bewys en hom in twyfel getrek. Die fariseërs, die skrifgeleerdes, het oral probeer om sy skuld te bewys. Die mense vir wie hy kom verlos het, die Jode, is die mense wat teen hom opgestaan het. Dink hoe sal dit ons laat voel? As jy 'n skare mense hoor skree, laat vir Barabbas vry en kruisig hom, wat se vrees gaan in ons nie leef nie? Hoe bang gaan ons nie wees nie? Daardie kruispad teen Golgotha op om te weet, nou gaan ek sterf. Daarom het Jesus die vorige aand vir die Vader gevra, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar laat nogtans U wil geskied en nie myne nie. Jesus was ook bang. Maar aan die einde van die dag was Jesus bang vir dit wat voorgelê het. Die kruis daar op Golgotha vir sy dood. Dat daar 'n einde sal kom. Elkeen van ons sal bang wees as dit die pad is wat ons moet stap. Hy moes die vrees deurstaan want hy is gekruisig en hy het gesterf. Maar deur alles het God hom bygestaan. Daar waar Jesus daardie nag bid, en vra dat die lydensbeker by hom verbygaan, het God hom verseker dat hy hom sal bystaan deur alles gedra. En die Sondagoggend, 3 dae nadat hy gekruisig is, het die vrou uit die oop graf gekry. Met 'n engel van die Here wat daar sit en sê, hy is uit die dood opgewek. Al het Jesus van God verlate gevoel daar waar hy aan die kruis gehang het, al het dit vir hom gevoel, God het hom vergeet, het hy nie. Want God het 'n raadsplan gehad, dat Jesus die dood sal oorwin. Dat hy
uit die dood uit sal opstaan, dat dit nooit weer 'n vrees hoef te wees nie. Dat die dood vir niemand ooit weer 'n vrees hoef te wees nie. En dit beleef Jesus daardie dag wanneer hy opstaan, wanneer die vrouens die leë graf kry en hulle weet dat Jesus uit die dood opgestaan het, kry hulle daardie hoop en daardie versekering. En omdat dit gebeur het, hoef ons niks meer te vrees nie, want ons grootste vrees is oorwin, ons grootste en laaste vrees. En dit is seker die mens se grootste vrees. Seker die mens se grootste vyand is om te sterwe te kom. Vir ons lewe om te eindig. Om dood te wees. En dit was Christus se groot vrees ook, en hy geweet dat hy gaan sterf. Maar selfs dit maak ons nie eers meer bang. Selfs die dood hoef ons nie eers meer voor bang te wees. En nou kan ons gaan dink aan wat ons alles vroeër aan gedink het. Daardie tydjie wat ons stil was en gedink het, wat is dit wat my nou bang maak? Kom ons gaan dink nou weer daaraan. Kom ons gaan vergelyk 'n oomblik dit wat my nou bang maak teenoor die vrees, ons laaste vyand, die dood. En as ons alles gaan meet, dan sal ons besef dat as die dood oorwin is en ons nie meer daarvoor hoef bang te wees, kan ons gaan dink aan alles wat ons nou vrees, alles wat ons nou bang maak. Dan hoef ons vir niks bang te wees. Dan hoef ons niks meer te vrees nie, want God wat die dood oorwin het, hy wat vir ons die lewe gee, kan ook ons vrese oorwin. Daar waar ons bang is, sal hy ons beskerm. Hy wat almagtig is, wat Jesus uit die dood laat opstaan het, laat ons uit die dood uit opstaan, gee vir ons ook die ewige lewe. Daarom is geen van ons vrese te groot nie. Niks waarvoor ons bang is, hoef ons meer bang te maak nie. Want God wat die dood oorwin het, is by ons. En wanneer ons dan gaan terugkyk na dit wat ons vandag gesê het, hierdie psalmdigter was verseker daarvan en hy bely dit in die psalm, deur alles heen sal God hom beskerm. Hy noem sy vrese en dit is nog steeds daar. Hy sê, maar ek sal nie meer daarvoor bang wees nie, want God is by my. Onder sy vleuels, sy vlerke is ek veilig. Jesus Christus het van God verlate gevoel waar hy aan die kruis gehang het. Hy het gevrees om soos 'n misdadiger aan die kruis te sterf. Hy was bang daarvoor. Maar 3 dae later is al sy vrese oorwin. Alles oorkom, want God het hom uit die dood opgewek. Wat dit ook al is wat jy vandag vrees, wat dit ook al is wat ons vandag opgenoem het, vir onsself gedink het, waarvoor ek ook al nou bang is, dit gaan daar bly, dit gaan daar wees, dit bly ons werklikheid. Maar ons hoef nie meer bang te wees om dit in die gesig te staar nie, want ons doen dit nie alleen nie. God wat die dood oorwin het, wat die lewe gee, is elke oomblik saam met ons. Elke oomblik van elke dag is ons veilig onder sy vleuels, soos daardie arend se kuikens in daardie nes was. Laat dit ons versekering wees ook in hierdie lydingstyd waar Jesus lyding deurgegaan het, waar hy vir ons gesterf het, waar hy soos die psalmdigter en ons ook vrese gehad het, is al ons vrese oorkom met die feit dat God vir ons die lewe gee. Want Jesus lewe en hy gee vir ons die lewe. Wat dit ook al is, hoe groot ons vrese ook al is, God is groter as dit. Hoe erg die dood ook al is, God het dit oorwin. Jesus lewe en ons met hom. In al ons vrese moet dit ons gedagte wees, moet dit ons wete wees. Nooit hoef te vrees nie. Al is die vrese nog steeds daar, al is dit steeds 'n werklikheid, God is ook daar. God is saam met ons en hy is groter en hy lewe. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie dat ons vandag weer verseker kon word, dat wat dit ook al is wat in ons lewe gebeur en wat dit ook al is wat ons bang maak, dat ons weet, Here, dat U en U liefde vir ons en U genade groter as dit alles is. Dankie, Here, dat ons vandag bietjie kon dink aan dit wat 'n psalmdigter neergeskryf het wat hom bang gemaak het. Dankie dat ons weer kon dink en besef wat vir Jesus Christus bang gemaak het. En dankie, Here, dat ons weet dat dit wat ons aan gedink het, wat ons ook bang maak, dat ons in alles dit kan sien, hoe U vir ons elke keer beskerming gee.
Hoe ons nooit hoef te vrees vir daardie vrese nie, al tref wat ons ook al bring dit ons en kry dit ons soms ook onder, kan ons weet, Here, dat ons dit nie hoef te vrees nie, want U is groter as enige iets en alles saam. Daarom dank ons die Here dat U die dood oorwin het en dat in Jesus Christus ons ook kan lewe, 'n ewige lewe kan hê. Dat ons nie meer bang hoef te wees vir ons laaste vyand die dood nie, maar dat U vir ons juist die lewe gee. En dat ons daarom nie meer bang hoef te wees vir enigiets op ons lewenspad nie. Al is dit steeds daar en al gebeur dit steeds, weet ons dat U ons sal beskerm. Dankie Here vir daardie wete en gee dat ons daarin sal vashou, oral waar ons gaan en alles wat ons doen, dat ons sal vashou daarin dat U deur U genade en liefde elke dag en elke tree by ons is. Wees met elkeen van ons, Here, daar waar dit moeilik gaan, wanneer ons siek is, wanneer ons nood beleef, wanneer ons seer is. Gee dit in daardie tye, ons sal weet dat U by ons is, dat U ons sterk maak, dat U ons veilig onder U vleuels beskerm, dat ons by U kan skuiling vind, U wat die Allerhoogste is. Wees met ons, Here, in alles wat ons doen, alles wat ons sê, oral waar ons gaan, dat ons met vrymoedigheid en oorgawe ons lewe sal leef, te midde van vrese, te midde van dit wat ons bang maak, dat ons in alles U sal eer, omdat ons weet dat U ons daarvan vrymaak, dat U ons beskerm, dat U vir ons die lewe gee. Here, ons bid en vra al hierdie dinge vandag, in genade alleen, en ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood oorwin het, sodat ons saam met Hom kan lewe. Amen. Ons slotsang kom met gesang 548, gesang 548. Ons gaan die eerste, die tweede en die vierde verse met mekaar saam sing. Gesang 1, 2 en 4 van gesang 548 is ons slotsang. En daarna, ons sing het staande en daarna staan ons vir die seënbede. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees nou en vir altyd. Amen. Broers en susters, aan die einde van ons diens net so 'n paar afkondigings. Eerstens vir ons voorbidding, broers en susters, vir ons lidmate wat siek is en wat ongesteld is op hierdie stadium, tannie Hannetjie Dippenaar, tannie Sannie Miller, tannie Dora Botha, tannie Baby Fourie, ons Skalk Jacobs en broer Pieter Du Plessis, wat almal op hierdie stadium met die gesondheid hulle eie uitdagings het. Ons dink op hierdie stadium, ons dink ook aan hulle in ons gebede en ons dra hulle op aan die Here om ook in hierdie tyd hulle by te staan en ook genesing te bring, soos hy dit wil.
Dan broers en susters, ons huisbesoek die week, wijk 12, Fanie en Royka van Rijn se wijk. Soos hulle met die afsprake reël, gaan ons die huisbesoek doen. Dis nou hierdie dinsdag en dan nog volgende dinsdag. So as die afsprake gemaak word, hou ons so by die huisbesoek vir die afsprake vir wijk 12, eerskomende dinsdag. Woensdag 9:00 en donderdag aand 7:00 is daar Bybelstudie, ons oggend en ons aand Bybelstudie, so woensdagoggend 9:00, donderdag aand 7:00, ons nooi almal uit na hierdie twee geleenthede ook. Dan broers en susters, goeie Vrydag, dis eerskomende Vrydag is ons nagmaal erediens, let wel dis 8:00 die oggend, nie 9:00 nie. So ons erediens is vroeër op goeie Vrydag, ons nagmaals erediens, dis 8:00 op goeie Vrydag, nie die gewone tyd 9:00 nie. Ons nooi almal uit om ook te kom deel in die nagmaal, dan dis goeie Vrydag, eerskomende Vrydag, die 18de. Dan Paas-Sondag, ons opstandingssondag, ons Paasdiens om 9:00 gewone tyd, dis dan Sondag wanneer ons die opstanding van ons Here Jesus Christus dan ook gedenk en herdenk. Dis volgende Sondagoggend om 9:00. Dan broers en susters, gaan ons koffie en tee drink. Ek wil terwyl ons nou praat van die koffie en tee, jy sal sien by die blik waar ons nou koffie en tee het, of by die koffie en tee is daar 'n blik waar ons kan donasies ingooi vir die NHSV vir die susters om vir ons te voorsien dat daar altyd koffie en tee en koekies is. So dink maar daaraan, baie keer kyk ons die blik dalk mis, maar dink 'n bietjie daaraan as ons daar verbystap om 'n donasie daarin te gooi, sodat die koffie en die tee en die koekies ook daar uitgekoop kan word. So dink maar daaraan as jy vanoggend ook weer daar verbystap en elke keer wanneer ons dan koffie en tee drink. Dan herinner ek net die kom, ons het vergadering na die erediens, maar ons almal gaan eers gou koffie en tee kry en dan gaan ons daarna met die kom vergadering en die konsistorie voort. Broers en susters, dit is al van die afkondigings en al van my kant af. 'n Geseënde en goeie week vir elkeen van u. Gaan in vrede.